Wat 'n wonderlike voorreg is dit hier vanmôre om saam in die huis van die Here te wees hier. Dit is lekker om die Here te loof, man. Dit is lekker om die Here te prys, veral wanneer die Here teenwoordig is. En vanmôre voel jy dit aan. As jy dit nie voel nie, wil ek hê jy moet losraak vanmôre. Jy moet losraak van daai stoel vanmôre. Jy moet niks wat jy moet bind vanmôre. Moet jy hou vas nie. Want Jesus is hier. Jesus gaan hier verby. Dit is 'n wonderlike voorreg om julle te kan bedien vanmôre. Ek weet nie eens waarna ek soek nie. Ek is so opgewonde. Here, is asof die Here hierdie, ek voel of ek op wolke loop. Jy weet, as ek gaan vir 'n massering, ek hou af van om in 'n maand te gaan vir 'n pedicure. Ja, ek gaan ook vir 'n pedicure. Dan sit 'n ou nou lekker daarso, en dan vryf hulle jou voete, en dan sny jy toe, en dan sê, is tog te lekker, en dan masseer jou. En wanneer ek my skoene aantrek, en ek staan op, dan voel ek of ek op wolke loop. So voel ek vanmôre. Ek het nie 'n massering gehad, ek het 'n touch of God gehad vanmôre. Want ek voel of ek loop op wolke vanmôre. Ja, ek wil vra net dat julle die harte sal oop. Vanmôre gaan ons lees. En ons gaan lees in die boek van Joshua. Joshua Rigtersrad. Joshua die 10de hoofstuk vanaf vers 10, hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot 14. En hier is weer 'n paar snaakse name. Maar julle moet mooi luister wat vanmôre hier gaan gebeur. Hy sê, toe Adoni Sedek die koning van Jerusalem hoor dat Joshua Ai ingeneem het en dit met die banvloeg getref het, soos hy met Jerigo en sy koning gedoen het, so het hy met Ai en sy koning gedoen, en dat die inwoners van Gibeon vrede gesluit het met Israel en in hulle midde was, het hulle baie bevrees geword, omdat Gibeon 'n groot stad was, soos een van die koningsstede, en omdat hy groter as Ai en al sy manne helde was. Adoni Sedek, die koning van Jerusalem, stuur toe na Nahum, die koning van Hebron, en na Periam, die koning van Jarmut, en na Jafia, die koning van Lagis, en na Dibber, die koning van Eglon, om te sê, trek na my toe op, en help my dat ons Gibeon kan verslaan, omdat hy met Joshua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. So het dan die 5 Amoritiese konings vergader en opgetrek, die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut en die koning van Lagis, die koning van Eglon, en hulle en al hulle leermagte, en hulle het Gibeon begeleer en daarteen geveg. Vers 7 sê, maar die manne van Gibeon het na Joshua gestuur, en in die laar van Gilgal, om te sê, trek u hande nie vanaf van u dienaars nie, kom gou op na ons toe en verlos ons, en help ons, want al die konings van die Amorite, wat die gebergte bewoon, het hulle teen ons verenig. Daarop het Joshua opgetrek in Gilgal, hy en al sy weerbare manskappe, en al die dapper helde saam met hom. En die Here het aan Joshua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Toe Joshua hulle skielik oorval, hy het die hele nag deur die Gilgal opgetrek, het die Here hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het 'n groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle agtervolg op pad na die hoogte van Bet-horon, en hulle verslaan toe hy Aseka, en tot by Aseka en tot by Makeda. En toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdraand van Bet-horon was, het die Here groot halsstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die halsstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. Toe het Joshua met die Here gespreek, op die dag dat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son, staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ayalon. Toe staan die son stil en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande.
Staan dit nie geskryf in die boek van die opregte nie, en die son het bly staan in die middel van die hemel, en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. Vers 14, en daar was geen dag soos hierdie een, voor hom of na hom, dat die Here na die stem van die man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. Titel van vanmôre boodskap is, die onmoontlike luister na die stem van God. Want jy moet mooi luister vanmôre. Die onmoontlike luister na die stem van God. Lukas 11 vers 37 sê, geen ding sal my God onmoontlik wees nie. Niks sal vir my God onmoontlik wees nie. Jy weet, ons in hierdie wêreld, elke mens word beheer deur tyd. Die horlosie bepaal wanneer ek opstaan in die môre. As jy op my kalender kyk, dan sê dit vir jou, jy is nog 'n jaar ouer. As die dokter sê, jy het nog net 6 maande oor. Die bank sê, jy het 30 dae om te betaal, anders vat ons die huis. En dan kom die werkgewer nog aan die ander kant, en hy sê vir jou, Vrydag is die sperdatum. Alles gekoppel aan tyd. Maar dan kom hierdie gedeelte in Josua 10, en ons moet 'n God wat nie aan 'n horlosie kyk nie. Hy kyk nie na 'n horlosie voor hy 'n wonderwerk doen nie. God sê, as ek nog tyd wil gee, dan gee ek dit. Want hy is nie onderworpe aan tyd, hy is nie gekoppel aan tyd nie, hy leef verby tyd. Want hy is die skepper van tyd. Lees in hierdie gedeelte, Israel het pas die beloofde land in binne gegaan. Jericho het geval, Ai het geval. Maar nou gebeur iets onverwags. 5 Amoritiese konings besluit, joh, as ons nie Israel stop nie, dan sal niemand hulle stop nie. Hulle verenig hulle leers en hulle wil Gideon vernietig. Hulle skryf toe aan mekaar 'n brief en sê, luister, kom ons trek saam, al 5 ons konings. Dan verslaan ons Israel. Gideon stuur 'n boodskap aan Joshua en hy sê, moenie ons in die steek laat nie. Ons het dit gelees nou. Moenie ons in die steek laat nie, Joshua. Joshua is ook op sy perke geval het. Skielik word Joshua die kamp geroep, sit sy swaard aan. En hier kom die ding. Hier kom die belofte voor God se geveg. Voordat die geveg, voordat Joshua 'n swaard kan trek, voordat enige pyl afgeskiet kan word, voordat die manskappe marseer, kom God en hy sê, moenie vir hulle bang wees nie, want ek het hulle in jou hand gegee. Ek wil jy moet net sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Dit is hoe God werk. Hy gee eers die belofte en dan sê hy stap. En ons wil gewoonlik eers die wonderwerk sien voor ons glo. Glo eers, dan sê jy sien. Miskien staan jy vandag voor jou eie 5 konings. Nie met swaarde nie. Miskien net met probleme. Miskien is dit daar 'n doktersverslag wat lê 'n kind wat verlaat is en jy weet nie hoe om terug te keer na hom toe, of hy weet nie hoe om terug te keer nie. 'n Huwelik wat miskien vir môre besig is om te verbrokkel. Miskien is daar finansiële druk. Miskien is daar depressie. Miskien is daar angs, miskien is daar verlies wat jy nie kan mee hanteer nie. Maar wil ek vir jou sê, die vyand is groter as wat hy lyk. God sê vandag nog, moenie bang wees nie. Waarom? Waarom? Nie omdat jou probleem klein is nie, omdat jou God groot is. Ons het dit gesing nou net. God veg nog voordat hy begin. Voordat jy begin veg, veg God alreeds. Die Bybel sê die Here het die vyand verwar. Ons het dit gelees. En terwyl Israel veg, begin God ook veg. En hy gebeur iets ongelooflik. Here, maak oop die sluise van die hemel, maar in plaas van reën, stuur hy haalkorrels. Nou ons ken die Transvaalse haalkorrels, seker hoe groot nou nie? Was vir my, hy groot. Maar hierdie moet reuse gewees het, groot balle wat daar uitval. Want die woord van die Here sê, die Here het meer doodgemaak as wat die swaard van Israel die mense kon doodmaak. Meer mense het gesterf op daardie oomblik. Wat beteken dit vir my en vir jou vanmôre? God doen altyd meer as wat ons kan doen. God doen altyd meer
as wat ek en jy kan dink. Jy sien net jou kant van die geveg. God sien hier die hele geveg wat plaasvind. Wanneer 'n klein seentjie aan sy pa se hand vashou, en die pa dra die tas skool toe, dan dink hy seentjie hy dra swaar. Maar eintlik hou hy maar net die hand vas. Soms dink ons hou alles by mekaar, maar eintlik is dit net God wat my en jou dra. As sy hand vir 'n oomblik van jou weggetrek word, dan is dit so hierdie Jenga blokkies, as jy hom uittrek, dan val hy uit mekaar uit. Hierdie gedeelte is raak die dag kort, en toe begin die spanning. Israel is besig om te wen, maar die son sak. En daardie tyd was die nag gevaarlik. Want sodra die nag gekom het, het hulle geweet, hulle gaan kan vlug. Dan gaan Israel nie kan uitroei nie. Dan gaan dit verlore geveg wees. Hulle kan ontsnap. Maar as jy genoeg tyd in die dag om die oorwinning te kan doen nie. Hoeveel van ons voel nie presies dieselfde nie? Ek het nie meer tyd nie. Is dit nie ons algemene woord wat ons sê? Ek het meer tyd nie. Het die tyd nie? Ek is te besig. Ek het nie meer tyd nie. Ek is te oud dalk. Ek sê dit hoor. Ek is te oud dalk. Piet, kyk vir, okay. Ek het my kans gemis. My kinders is te ver weg. My gesondheid is so swak of my droom is verby. Ja. Maar God, dit is juist dan waar God intree. Dis juist dan waar God se kragtige oortuiging kom, kragtige aksie kom, wanneer jy dink, alles het uitgeloop, die tyd het uitgeloop, dan sê God, dis my beurt. Dan gebeur iets wat nog nooit tevore gebeur het nie. Op daai slagveldgebied, Joshua bid nie vir meer soldate nie. Hy bid nie vir groter wapens nie. Wat sê hy? Kyk op. En hy kyk na die son en hy sê, hy bid in een van die gewaagste gebede waar hy nog ooit kon gewees het. En hy sê, son, staan stil. Die hele skepping luister na die stem van die skepper. Toe die Here sê, staan stil. Son, maan, staan stil. Kan jy jou toneel voorstel? Swaarde is besig om mekaar te slat. Die geluide van die swaarde maak jou lyk oral. As geroep van mense wat gewond is. Vyand is besig om te vlug. Joshua kyk op en hy sien, die son is besig om te sak. Elke minuut wat verby gaan, weet hy, die oorwinning gaan nie daar wees nie. As die nag moet kom, gaan hierdie mense vlug. Dan het ons 'n probleem. En hy besef, as God nie nou ingryp nie, gaan ons 'n groot deel van hierdie oorwinning verloor. Ons gaan hierdie oorlog verloor. Daar is tye in 'n ou se lewe wanneer jy nie meer op jou eie vermoëns gaan staat maak nie. En dan bly daar een ding oor. Een ding. Gebed. Gebed. Geloof, hy sê, ek wil vir jou sê, geloof bid onmoontlike gebede. Dis wat ek sê. Ek sê geloof bid onmoontlike gebede. Die meeste van ons bid veilige gebede. Ons sê, Here, wees asseblief met my vandag. Ag Here, seën my vandag. Nie dat ek sê is verkeerd nie. Here, help my. Joshua se gebed wat niemand ooit nog gewaag het nie. Son staan stil oor Gibeon en maan oor die dal van Ajeron. Wat 'n gebed. Hy vra nie vir meer tyd nie. Hy vra nie vir hom te kyk hoe los jy hoe laat sit nie. Nee, hy vra net God die hemel moet stil maak. Dis van 'n ware geloof probeer. Dis van 'n God, ware geloof, wat vir ons wys dat niks by God is onmoontlik nie. Ek het die titel gegee, onmoontlik. Nee, nie onmoontlik nie. Onmoontlik, luister na God se stem. Onmoontlik, luister na God se stem. Dink net aan, ons sien die maan en die sterre. Deesdae as jy won, sê kyk net na hierdie planete wat nou so verskyn. Dan dink ek, hoe groot is ons God. Ons het nou nog gesing, hoe groot is ons God. Die son en die maan. Here sê, staan stil. Hoe groot is jou gebede? Bid jy net vir dit wat jy self kan hanteer? Of bid jy dinge wat God kan doen?
Ons God word nie deur 'n klein geloof nie, hy word nie geëer deur klein geloof nie. Dit word verdeerlik wanneer sy kinders hom vertrou vir die onmoontlike. Die Bybel sê, die son het stil gestaan. As God se woord sê die son het stil gestaan, dan het hy stil gestaan. Wat 'n oomblik. Die voëls vlieg nog rond. Die wêreld is nog aan die gang. Maar die son bly stil staan. Soldate hou aan veg. Die hele skepping luister na die stem van die Here. Die son sê nie, ek het my eie planne nie. Die maan sê nie, ek is besig nie. Die natuur gehoorsaam dadelik. Net ons as mens sukkel so bietjie. Om so bietjie te luister na God. Om God net so bietjie te gehoorsaam. As God die son kan stilhou. As hy die son kan laat stil staan. Ek weet nie, julle, as jy uitstap net, kyk net na die son. Vir maan, kyk net na die maan. Hoe God daai maan net kan sê, staan stil. Son, staan stil. Versekerlik kan hy kanker stop. Verseker kan hy verslawing verbreek. Verseker kan hy huwelike herstel. Verseker kan hy 'n hart sag maak. Verseker kan hy hoop dring waar alles verlore is. Jou probleem is nooit groter as God nie. Luister mooi, jou probleem is nooit groter as God nie. God is die spesialis in die onmoontlike. Josua het nie gevra vir 'n gemaklike lewe nie. Hy het nie gevra vir genoeg tyd om die opdrag uit te voer nie. Nee, baie mense vra, Here, haal my uit die geveg uit. God sê soms, ek gaan jou toelaat om deur die geveg te gaan. Ek gaan nie die geveg wegneem nie. Ek gaan jou genadig wees. Ek gaan jou genoeg genade gee om dit klaar te maak. Hy gee wat ons nodig het om sy doel te bereik. Nie my doel nie. Stel jou voor, daai standhorlosies, daai wat so deurval as ons so gespeel het, dat jy mos 'n minuut tyd, dan draai hom om. As daai stand so val, hy val so in jou hand, jy kan nie daai korrels keer nie. Dit val deur jou hande. Net so is tyd ook. Tyd gaan verby. Tyd draai nie terug nie. Ons kan nie gister verander nie, maar God staan nie buite, hy staan buite daardie sandhorlosie. Ons probeer die tyd nog omkeer, ons probeer die omstandighede nog verander. God sê, ek gaan jou omstandighede verander. Hy sê net, moenie bang wees nie. God is tog die ewige tyd geskep het. Hy word nooit verras nie. God word nooit verras nie. Hy raak ook nooit laat nie. God has never been late. He's always on time. God verloor nooit beheer nie. Hy is nooit buite beheer nie. God weet op die bepaalde uur, bepaalde tyd, wat om vir jou die beste is. Jy kan my vra en pleit, God luister. God se tyd. Hy sê, ek sal vir jou veg. Miskien voel jy vandag, Here, ek is te laat. Ek is te laat om my kind terug te wen. Ek is te laat miskien om my huwelik te red. Ek is te laat om my droom te leef. Ek is te laat om U te dien, Here. Maar God sê vir Josua, waar mense sê dit is te laat, sê ek is nog steeds God. Hy hoef nie altyd die son te laat stil staan nie, om jou te help nie. Maar hy kan op die presies in die regte tyd opdaag, soos niemand anders nie. As jy in gebed bly, en jy weet, jy kan vertrou op God se belofte, want sy belofte staan vas in die woord. As ek net nie geglo het nie, kan ek maar nou hier uitstap en huis toe gaan, want dan mors ek my tyd. God se belofte staan saam in sy woord. As ek en jy hier sit as gelowige vanmôre, dan weet ek, my God lewe. Ek weet dat hy die son laat stil staan het en die maan laat stil, sodat Joshua oorwinning kan kry. So kan ek en jy oorwinnings kry vir ons probleme, vir die konings wat in my en jou lewe staan vanmôre. Die Here het nog nooit een van sy kinders laat vaar nie. Daar is echt nog 'n kenmerkende vers in hierdie gedeelte. Dis die laaste vers. Hy sê, daar was geen dag soos die nie, voor hom of na hom, dat die Here na die stem van 'n mens geluister het, want die Here het vir Israel geveg. Waarom het God so op
is die vraag, waarom het God so op Josua se gebed geantwoord? Gereageer. En wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Is dit dalk, as ek myself kan voorstel, op die geestelike vlak, sal ek miskien sê, die stof het gaan lê. Die vyande is verslaan. Die soldate het, die son het gesak, die soldate staan verstom. En hulle kyk na mekaar. Wat het ons vandag gesien? Hulle kan nie glo nie, die son sit nog steeds hoog. Wat het gebeur, dat die son nog steeds stil staan? Dis 'n hele dag, die woord van die Here sê, 'n volle dag. En die son stil gestaan. Voel soos 'n volle dag. En dan kom die woorde. Daar was geen dag soos die nie. Voor hom of na hom, dat die Here na die stem van 'n mens geluister het. Want die Here het vir Israel geveg. Josua 10:14 sê, let op, wat sê die woord? Josua het nie gewen nie. Josua het nie gewen nie. Die Here het vir Israel geveg. Dit was altyd nie Josua se oorwinning nie, dit was God se oorwinning. En die grootste wonderwerk was nie die son wat stilgestaan het nie. Wanneer jy op hierdie gedeelte lees, dan fokus ou gewoonlik maar op die son en die maan wat stil staan. Maar die grootste wonderwerk was dat die son gestil gestaan het, maar die grootste dat God vir die gewone mens geveg het. Mense soos ek en jy. Mense wat omstandighede verander. Mense wat nie weet wat 'n wale môre is nie. Mense wat sit met probleme. Mense wat konings het oor hulle geen probleme is te groot. Sê die Here, ek sal vir jou intree. Ek sal vir jou staan. Ek sal vir jou veg. Al dink jy jy's aan die einde van dit wat jy dink dit is, ek sal vir jou veg. Ek staan in jou voete. Ek loop voor jou. Ek moet jou agterhoede. God sê moenie bang wees nie. Josua, moenie bang wees nie. God vir jou sê, moenie bang wees nie. Wie sê ek om te stry? God gaan die geveg vir my veg. Die God van die heelal, die skepper van al hierdie sterre, veg vir mense. Dink dit aan. Ek sê, ons moet altyd dink wat ons sing. Ons het nou how great is our God, hoe groot is ons God? Hoe groot is jou God? Hy het die sterreplanete gemaak het. Al die sterre. Ons kan agteroor sit. Ek verbaas my nou nog aan wat die vrou gesê het. Hier was met die mense wat maan toe gegaan het en om die maan of Mars gegaan het of om die maan gegaan het. Het hulle onderhoud gevoer met die astronauts, soos wat hulle sê. Is dit 'n voeltjie wat daar inkom ook? Miskien is dit. En die vrou sê, toe ek daarbo is, toe sien ek die aarde wat hang, die pragtige aarde. Sy sê, maar dit is nie wat my verwonder het nie. Sy sê, wat vir my so uitgestaan het, was die donkerte agter daardie aarde. Daardie myle en duisende kilometer van sonstelsels wat daar nog is. Wat een God, een Here, een Jesus geskaap het. En ek dink, wow. Kyk ek na die aarde en ek sien ek vir jou en vir my. En dan hoe bevoorreg is ek nie. Dat 'n God vir my beklei. Dat die God vir my veg. Maar ek wil vir jou sê, God is nie net 'n God van die sterrestelsels nie. Hy is ook 'n God van jou trane. Hy sien jou. En hy ken jou. Hy weet wat jy gaan. Miskien voel jy vandag alleen. Jy sê, niemand verstaan my nie. Niemand veg vir my nie. Maar hoor die woord van die Here in Eksodus 14 vers 14 wat sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Jy hoef nie elke geveg te wen nie. Daar was nog 'n dag toe die son verander het. As ons kyk na Golgotha, daar was nog 'n dag toe die son verander het. Hy het nou wel nie stil gestaan nie, maar hy donker geword. 3 ure het duisternis die aarde besoek. Waarom? Omdat Jesus die sonde van hierdie wêreld
weggeneem het. Die disippels het gedink, dis klaar. Die duiwel het gedink, ek het gewen. Die al het seker geskree, die graf is verseël, die steen is gerol. Yes, die wagte staan gereed, alles lyk verby. Maar God was nog nie klaar nie. 3 dae later, toe bewe daai aarde. Hy steen word weggerol. Hy sê, die graf is leeg. Jesus leef. Jesus leef. Die God wat die son laat stil staan, is dieselfde God wat 3 dae later uit die graf uit opgestaan het. Daarom is daar vanmorgen geen situasie wat God nie kan hanteer nie. As geen situasie wat buiten God se vermoë is nie. As God die son kan laat stil staan, as hy die graf kan oorwin, wat is my en jou probleem? God sê, vertrou op my. Waar het jou son begin sak? Waar het jou son begin sak? Jou geloof. Geloof, wat ons gesê het, ek weet nie meer nie, ek kan nie meer glo nie. Is dit dalk in jou hoop, waar jy gesê, nee, ek bid so, maar die hoop is nog, ek het nie meer hoop, ek voel my hopeloos. Is by jou huwelik, jou gesondheid, miskien jou roeping, of miskien jou vreugde het die duiwel gesteel. Miskien voel jy of dit laat geword het. God het beheer oor die son, en hy het beheer oor jou lewe. Hy het beheer oor elkeen van ons, soos hier sit, sy lewens vanmorgen. Wanneer die meeste horlosie, en ek het nou die dag, ek het 'n staande horlosie gemaak in matriek. En hy het eendag gaan staan, en ek het hom oopgemaak agter. En wanneer ek hom oopmaak, dan sien ek net ratte, ruitjies, en ja, ek weet nie waar nie. Maar 'n meester wat op daardie ding werk, weet presies wat elke ruitjie is. Waar die ruitjie draai, wat se liewertjie dit is. Wanneer ek kyk, soms kyk ons na ons lewens, en ons sien chaos. Ons sien verlies. Ons sien dat ons gebed nooit goed was nie. Ons sien die finale prentjie. Jy dink jy sien die finale prentjie. God sien die finale prentjie. Hy maak geen foute nie. Mense sê dit is te laat. God sê, ek is betyds. Mense sê dit is onmoontlik. God sê, ek is almagtig. Mense sê, ek het nie meer tyd nie. God sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Die God wat die son laat stilstaan, hy leef nog vandag. Hy het nie verander nie. Sy krag het nie afgeneem nie. Sy liefde het nie verkoel nie. Sy beloftes het nie verval nie. Miskien staan jy vandag voor 'n geveg wat jy nie kan wen nie. Moenie wag. Vandag wag op jou eie krag en op jou eie vertrou nie. Jesus sê, kom na my toe. Bring jou laste, bring jou trane, bring jou vrese, bring jou sonde, bring jou gebroke drome, want die grootste wonderwerk is nie dat die son stil gestaan het, die grootste wonderwerk is dat hy verlore sondaar kan red. Dat 'n gebroke hart kan hy genees, en hy kan 'n nuwe lewe gee vir die wat een soek. Ek wil afsluit met hierdie waarheid. Joshua het die son sien stilstaan. Joshua het vertrou op God. Joshua het geweet, daardie manne van daardie konings is baie. Daar is baie wat daar is. Die weermag is groot. Ek gaan dit nie kan doen nie. Joshua het geweet, hy gaan dit nie kan doen nie. I'll never be able. Hy was braaf genoeg om te sê, ek gaan dit doen. Joshua het die son sien stilstaan. Die disciples
het die graf leeg gesien. En ek en jy sien nog steeds God se hand in die lewens van hulle wie op hom vertrou. Daarom, moenie jou geloof meet aan die grootte van jou probleem nie. Meet jou probleem aan die grootheid van God. En wanneer God besluit om vir jou te veg, dan kan selfs die son stilstaan. Selfs die son kan stilstaan. En vanmôre sê die Here, ek is groter as enige probleem. Ek is groter as wat jy dink. Jy het miskien hierdie voorstelling in jou kop van hoe groot ek is, maar God sê, wie ek sit tot langs jou, dis hoe groot ek is. Ek is in jou hart vanmôre, sê die Here, besig om te werk, besig om te herstel dit wat fout is. Wie nie die Here kan gee vanmôre nie. Wie die Here net kan sê, Here, ek vertrou op U. Here, U is groter as my probleme. U is God vanmôre. My lewe beteken niks sonder U nie. Ek is leeg, Here. Ek het 'n probleem, Here. My huwelik is op die rotse. Here, maar ek weet, U is groter. Here, my finansies is erg. Ek weet nie meer wat ek aan doen nie. Here, ek ly aan depressie. Ek het hierdie angs in my lewe. Here, die duiwel sal nie oorwin nie. Want hy wat gister en vandag is tot alle ewigheid dieselfde. Dieselfde God. Dieselfde Here.